Goeiemôre julle, Johan van Ton is saam met julle in die Bybel in 1 jaar. En vanoggend kyk ons saam na Lukas 23, vers 1 tot 25, en ek titel hierdie gedeelte die regverdige Jesus aangekla. Ons sien in hierdie hoofstuk dat die aanklagtes drasties verander het. In hoofstuk 22 was Jesus ondervra en was hy gelei met vrae om te erken dat hy nie net die seun van die mens was nie, maar ook die seun van God. En vir die raad was dit God lasterlik. Maar hulle het nog steeds met 'n tammeletjie gesit, want met die Romeinse ryk wat oor hulle geheers het, en hulle wette wat getel het, kon die Joodse raad nie 'n vonnis instel van die dood wat hulle eintlik gesoek het vir Jesus nie, en vir die Romeine was daar nie fout met moontlike godlastering nie. In hoofstuk 23 sien ons dat hulle Jesus na Pilatus vat met 'n nuwe string aanklagtes, die van oproer en belastingvermyding. Hulle het gedink dit sou dalk vir Pilatus kry om hom skuldig te bevind en dan sou hulle vra vir die doodstraf, want dit was strafbaar met die dood as iemand 'n rebellie teen die Romeinse ryk sou wou opstaan. Maar Pilatus se aandag word getrek met die woorde dat hy Christus die koning is. So Pilatus kon nie anders as om te vra nie, en Jesus antwoord hom terug op die vraag of hy die koning van die Jode is met die woorde, "U sê dit." Pilatus kon geen bewyse vind dat Jesus in enige van die aanklagte skuldig is nie, maar die volk het nog steeds uitgeroep dat hy die volk oproerig maak met sy leringe, en so verneem Pilatus dat Jesus eintlik van Galilea was, en verwys hom na Herodes, want daai streek het onder Herodes geval. Herodes was opgewonde om Jesus uiteindelik te sien, want hy het baie van hom gehoor, maar was eintlik net geïnteresseerd in die wondertekens wat Jesus gedoen het, en wou dit graag met sy eie oë sien. Jesus het niks geantwoord op hulle vrae nie, selfs toe hy gedreig en bespot was. En so gee Herodes hom terug na Pilatus, want selfs hy kon niks fout vind met die aantuigings wat hulle gemaak het teen Jesus nie. Dit is interessant dat beide Pilatus en Herodes vriende geword het, volgens vers 12, want hulle was baie vyhandig teenoor mekaar. Maar wat vir my so mooi is, met Jesus in hulle midde, glo ek dat hulle iets gemeens gevind het om oor te gesels. 'n Man van Galilea wat vergifnis van sonde preek, in liefde wandel selfs teenoor sy grootste vyande, kon hulle nie anders om hulle geskille neer te lê nie. Selfs met Jesus wat nie 'n enkele woord gespreek het nie. Partykeer moet ek en jy net Jesus wees vir mense, sonder om woorde by te sit, en sien hoe hulle lewens verander. Met die Joodse raad en volk wat Jesus beskuldig en wil laat doodmaak, wat nou raad op is, en met Pilatus wat nog meer oortuig is dat Jesus onskuldig is, kom die Joodse raad met die laaste poging en vra dat daar 'n gevangene losgelaat word, want dit was 'n instelling dat hulle in die Pasgatyd juis so versoek kon rig. Want vir hulle was dit nie genoeg dat Jesus net in die gevangenis gesit word nie, hulle wou gesien het dat Jesus gedood word of doodgemaak word. En dan volgens die geskiedenis was hierdie 'n instelling waar die volk vir die Romeinse ryk kon gevra het vir 'n gevangene om losgelaat te word in hierdie tyd van Pasies. So hulle gebruik hierdie kaart om 'n keuse te maak tussen Jesus en 'n gevangene met die naam Barnabas. En hierdie is so 'n mooi storie van die evangelie van Christus. Julle sien, Jesus was so pas uitgewys as die seun van die Vader, of soos in hoofstuk 22 gesê word, die seun van God. In hoofstuk 22 lees ons dit. En hier kom die volk en vra dat 'n man met die naam Barabbas vrygelaat moet word, wie se naam in Hebreërs beteken, seun van die Vader. Luister mooi hierna, met Jesus wat onskuldig was en met Barabbas wat skuldig was, word daar indirekte uitreiling gedoen. Die regverdige seun van die Vader, Jesus, word uitgeruil vir die onregverdige seun van die Vader, Barabbas. En net so was Jesus skuldig gevind met geen getuienis teen hom om te sterf vir die wat skuldig was. Barnabas wat my en jou verteenwoordig. Die Vader vang die groot betekenis van vas in hierdie hofsitting as 'n mens dit kan vergelyk met vandag se tyd. Die betekenis wat Paulus ook so mooi beskryf in 2 Korintiërs 5 vers 21 staan daar, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Is hierdie nie 'n mooi storie? Mag ons net weer besef vandag waar die waarde van die dood van Jesus Christus was vir my en jou.
God wat mens geword het, skuldig bevind was, met geen grondige getuienis nie. Die regverdige seun van die Vader, wat in die plek van die onregverdige seun, of kan ek sê seuns en dogters, van die Vader kom staan het, sodat ek en jy regverdig kan word, om weer in die teenwoordigheid van ons Vader te kan kom. Kom ek en jy gaan vandag, en ons gaan verkondig hierdie goeie nes, aan almal wat oor ons pad kom, dat Jesus Christus vir my en jou kom sterf het. Mooi dag vir julle.